Dit is so 'n groot voorreg om u vanoggend weer eens te bedien en mag die Heilige Gees en mag die Here Jesus Christus u antwoord wat vandag hier luister. Ek weet in my gees ervaar ek dit dat iemand moet vanoggend hierdie woord hoor. Baie welkom en hartlike groete in die naam van Jesus. Ek wil gou 'n staaltjie vertel om dit wat die Heilige Gees op my hart te lê het, mooi te beklemtoon. Daar was eendag 'n man, hy was 'n man wat geloof gepreek het. En hy en sy vroutjie en sy kleinkind het op 'n dag het begin swaar gaan. Hy het sy werk verloor en sy vroutjie was 'n huisvrou en natuurlik soos jy weet, die finansies kom tot 'n stop en hy moet vir sy familie voorsien. Op 'n dag, 'n week of 2 weke daarna, neem hy sy Bybel en hy gooi dit in die vuur. En hy sê, God, jy wil nie vir my 'n ander werk gee nie. Ek gaan nie meer verder hierdie woord lees nie, en hy gooi dit in die vuur. Sy vrou pleit natuurlik by hom, asseblief my man, moenie ophou bid nie, hou net aan bid. Die man se hart het van 'n vleeshart na 'n kliphart verander. En hy het altyd mismoedig en kwaad rondgeloop. En die mense wat naby en om hom bly en sy bure en so voort het altyd gesê, maar is dit nie die man wat altyd geloof gepreek het nie? Maar kyk hoe loop hy nou kop onderste bo ensovoorts. En op 'n dag gaan krap hy in 'n ou boks en hy probeer brandhout bymekaar kry hy in sy motorhuis. En hy krap en hy kom op 'n ou boek af wat half gebrand is en toe het oopmaak, toe sien hy maar dit is sy ou Bybel. En weet jy, gedeeltes van dit het gebrand, 'n klomp van die blaaie het gebrand, maar die vorm van 'n kring het in die middel van die Bybel gebrand. En die woorde wat deurslaan wat nie gebrand het nie, is die woorde van ek sal jou nooit begewe nie en ek sal jou nooit verlaat nie. En net daar raak die Gees van God hierdie man se hart in. En hy besef weer opnuut dat, weet jy wat, ek het my gestaar aan God moet voorsien. En ek het 1 of 2 keer gebid en verwag God moet opdag. Maar ek het nie my geloof in die Here vrygestel nie. Weet jy, die volgende dag daarna is daar geklop aan die deur. En hierdie man het natuurlik nou weer begin bid en hy het weer die teenwoordigheid van die Here gesoek. En met sy verbasing toe hy die deur oopmaak, staan sy buurvrou en sy buurvrou sê vir hom, my vriend, ek weet nie hoekom ek hier is nie. Sy sê, maar die Here het op my hart gelê, ek moet vir julle kruideniersware gaan koop, kossies gaan koop. En sy tree weg en daar staan 2 groot sakke kos. En hierdie man weer eens bars in trane uit. En toe die dame weg is, val hy op sy knie en hy dank die Here. En hy sê vir die Here, Here, ek is so dankbaar. As ek net aangehou bid het, as ek net aangehou het my geloof in U die Here vrystel, sou U vir my voorsien het, sou U my gehelp het. So ek laat hierdie storie vanoggend by U, alle eer en lof kom die Here toe, asseblief niks van myself nie, ek is net die boodskapper, maar vir U wat in hierdie storie, in hierdie gedeelte vandag, iets ontvang het, weet net, God het jou nog nooit verlaat nie. God het nog nooit wegbeweeg van jou af nie. Is U en ek wat ons harte verhard en van God af wegbeweeg. Ek is Pastoor Gary, brood en water 5 minute woordbediening en ek groet U met seëngroete en ek groet U in die naam van Jesus. Amen.